Liewe luisteraars, baie welkom. Ons is besig om saam te reis met die tema Bede uit Romeine en vandag staan ons stil by Romeine hoofstuk 9. Nou, voordat ons lees, ek wil net bietjie agtergrond gee. Paulus was vroeër 'n fariseer gewees, skrifgeleerde, hy was geleer in die Joodse wette, onberispelik geleef volgens hulle, soveel so dat hy die Christene vervolg het, wat die Jode in sy oë weggelei het van hierdie waarheid waaraan hy vasgehou het. En toe die Here Jesus aan hom verskyn en aan hom geopenbaar het dat hy werklik God is, toe dit so skille van sy oë afgeval en hy het die roeping ontvang om die evangelie te verkondig onder nie sy eie mense primêr nie, maar onder die heidene nasies veral. In die lig daarvan lees ek graag vir ons uit hoofstuk 9 vers 1 tot 5. In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lieg nie. En my gewete wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my, dat daar by my groot droefheid en voortdurende hartseer is, oor my broers, my eie volksgenote. Ek sou self vervloek wou wees, afgesny van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Hulle is tog Israeliete. Vir hulle het God as sy kinders aangeneem en in sy heerlikheid was hy by hulle. Met hulle het hy die verbonde gesluit en aan hulle die wet van Moses gegee, asook die tempeldiens en die beloftes. Hulle stam van die aartsvaders af en uit hulle is die Christus as mens gebore, hy wat God is, verhewe bo alles en lofwaardig vir ewig. Amen. Ons hoor hier 'n groot stuk hartseer by Paulus oor sy eie mense, sy eie volksgenote, sy eie broers wat nog nie die Here ken nie. Hy is so hartseer dat hy bereid is, as dit moontlik is, om sy eie lewe te verloor, dat hulle die lewe in Christus kan ontdek. Ek wil nie veel meer as dit sê nie, ek wil vra dat daar waar jy is, miskien kan jy hierdie opname stop vir 'n oomblik, dink bietjie hieroor, en dan gaan ons oor in gebed. Vader, ons is dikwels maar soos voeltjies in 'n nes, wat mekaar so warm broei. Hier waar dit veilig is, hier dien ons vir U, Here. In ons gemeentes verkondig ons die blye boodskap. Maar ons besef nie altyd hoe verlore ons broer en ons suster is wat daar ver weg is nie. Ons gee nie altyd om nie, Here, moet ons bely. Solank ons nog net veilig is, solank ons nog net hierdie ewige sekuriteit het. Maar ons sien hoe U in Paulus se hart kom werk het om ook vir hom daai verlange te gee om die blye boodskap by almal uit te kry. En Here, as U dan vir ons so lief was dat U vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, toe ons nog in donkerte geleef het. Here, behoort ons nie ook om te gee en moeite te doen, om ook die wat nog ver weg is, nader te trek nie, om die wat nog in duisternis leef, vir hulle die lig te neem nie. Ek bid dat U ons sal bewaar teen geestelike hoogmoed, dat ons by die punt sal kom om te sê, ons het dit en ons het dit verdien, ons is beter as die ander. Here, niemand van ons verdien U goedheid en U verlossing nie. Ons was almal verlore. En daarom is dit net 'n voorreg, maar ook 'n opdrag van U, om die blye boodskap te bedien, selfs in die wat anders as ons lyk, anderster as ons praat, ander lande is, anderser as ons dink. Help ons, Here, om 'n hart te hê wat klop soos U hart. Help ons om met U oë na ander te kyk. Help ons om lief te hê soos wat U liefhet. Kom werk aan ons, Here, sodat wanneer ons vir U werk, wanneer ons deel daaraan het om U koninkryk uit te bou, dat dit ons dit nie sal bou om onsself te vereer nie,
maar om U te vereer, deurdat ons selfs die vreemdeling as 'n broer ontvang in Christus, en selfs vir ons vyand lief te wees en te bedien met die brood van die lewe. Kom wek in ons daai begeerte. Ons bid dit in U groot naam. Amen.